Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom vandag uit Genesis 2. Ja, en dis een van die hoofstukke in die Bybel wat eintlik nie lekker is om te gaan lees nie, want dis toe die wêreld nog volmaak was, toe sonde nog nie geheers het nie. En kom ons gaan luister tog wat die Here vir ons leer uit hierdie gedeelte uit en waarom die Gees dit vir ons opgeskryf het. Genesis 2. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Hemelse Vader, ja, ons wil uit ons harte uit U loof en prys. Ja, met dankbare harte wil ons U naam groot maak, want U troue liefde duur vir ewig. U het alles met goddelike wysheid en insig geskep. U het die lewensasem in elkeen van ons geblaas. Here, net om ons asemhaling te hoor, sê vir ons, maar U sorg, U is lief, en ons lewe uit U hand uit. Ja, U het ons in Christus verlos om U kinders te wees, en U gee aan ons 'n heerlike erfdeel, die ewige koninkryk wat aan U en Christus behoort. Ja, ons loof en ons prys U, want U troue liefde ken geen einde nie. Vader, ons weet, ons kon dit reeds voor U bely. Ons kan net by U wees. In Jesus naam. Kyk nou na elkeen van ons, ontmoet ons, leer ons kragtig deur U Gees in die lig van U woord. Ja, net ter wille van Hom, ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Genesis 2, vers 4 tot 25. Die opskrif daar is die mens in die tuin van Eden. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het. Geen struike van die veld was al op die aarde nie en geen gewasse van die veld het al uitgespruit nie. Want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie. En daar was nie 'n mens om die grond te bewerk nie. Maar 'n ondergrondse stroom water het uit die aarde opgewel en die hele oppervlakte van die grond nat gemaak. Het die Here God die mens met stof uit die grond gevorm en in sy neus die asem van lewe geblaas. So het die mens 'n lewende wese geword. Die Here God het 'n tuin aangeplant in Eden, in die ooste, en die mens wat hy gevorm het daar geplaas. Die Here God het uit die grond allerlei bome laat uitspruit, 'n genoeg om na te kyk en goed om van te eet. Die boom van die lewe was in die middel van die tuin en ook die boom van die kennis van goed en kwaad. 'n Rivier vloei uit Eden om die tuin nat te maak en van daar af vertak dit word 4 hoofstrome. Die naam van die eerste is Pison. Dis die een wat vloei om die hele land Gewilla, waar daar goud is. Die goud van daardie landstreek is goed, daar is ook balsamhars en onyxgesteentes. Die naam van die tweede rivier is Gihon. Dit is die een wat om die hele land kus vloei. Die naam van die derde rivier is die Dekel. Dit is die een wat aan die ooste kant van Assirië vloei. Die vierde rivier is die Efraat. Die Here God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden geplaas om dit te bewerk en op te pas. Die Here God het die mens beveel, van al die bome van die tuin mag jy na hartelus eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Het ek nie die res van die gedeelte in nie? Sjoe, ek het nooit my teks aangepas nie. Ek gaan die res van die gedeelte vir julle lees, want ek wil die hele hoofstuk, ek het nooit ek het my teks langer gemaak en ek het dit nooit gaan doen maar ek gaan gou vir julle die res van die hoofstuk ook lees. So luister maar aandagtig, jammer daarvoor, dis nou my fout. Vanaf vers 18 lees ons,
Die Here God het ook gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak as sy gelyke. Toe vorm die Here God uit die grond al die diere van die veld en al die voëls van die hemel, en hy bring hulle na die mens om te sien wat hy hulle sou noem. En wat ook al die mens 'n lewende wese genoem het, dit was sy naam. So het die mens name gegee vir al die makdiere en die voëls van die hemel en al die diere van die veld. Maar vir homself het hy nie 'n helper as hy gelyke gevind nie. Die Here God het toe die mens in 'n diep slaap laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vleis toegemaak. Die Here God het toe die ribbebeen wat hy uit die mense geneem het, omgebou tot 'n vrou en haar na die mens gebring. Toe sê die mens, hierdie een is die keer been uit my gebeente, vleis uit my eie vleis, hierdie een sal vrou genoem word, want uit die man is sy geneem. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle sal een vlees word. Hulle twee was naak, die mens en sy vrou, maar hulle was nie skaam vir mekaar nie. Dit is die woord van ons Here. Kom ons luister met ons sag daarna. Ons gaan veral fokus op die woorde in vers 17. Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Julle, een van die slegste dinge vandag vir my om te doen, is om na die middestad van Johannesburg toe te gaan, of veral die stasie. Ek dink dit in die ou tyd bekend gestaan as Parkstasie. En ek onthou hoe lekker dit as kind was om altyd soontoe te gaan. Om vandaar per bus na die Randse Skou toe te gaan, toe dit nog hier in Milner Park was, of om vandaar op 'n trein te klim, Kaapstad toe, met 'n eetsalon, en koffie vroeg in die môre in die bed te kry in jou kompartement. Of om na bo na 'n restaurant 'n pie en gravy met Coke te gaan eet. Mense, dit was van die grootste bederf wat 'n klein Hendrik kon geniet het. Ook die middestad van Johannesburg. Het was altyd lekker om daar rond te loop. Selfs 'n plek soos Hielbrau, daai Kotsestraat, daar was 'n platewinkel, om daar na plate te gaan luister wat jy nog nie eens in CNA kon koop nie. Praat nie eers van Fontana bakkery, waar ek 11 uur in die aand 'n hoender kon gaan koop nie. So lekker. En die rede hoekom ek vandag haat om soontoe te gaan, is omdat dit nie meer so lyk soos daai tyd nie. Iewers het iets gruwelik verkeerd geloop, skeef geloop. Dit grief my om vandag te sien hoe lyk Johannesburg, omdat ek onthou hoe dit gelyk het. Ook die spoorweg, waarop my pa as treindrywer so trots was. En ek kyk hoe lyk ons treinstelsel vandag. Jy sien, vir dieselfde rede is Genesis 2 vir ons as sondige mensdom nie 'n lekker plek om na toe terug te gaan nie. Dit beskryf vir ons die lewe van die mens saam met God voor die sondeval, toe dit nog hemels was om man en vrou saam met God te wees. Waar Genesis 1 die groter prentjie vir ons skep, vir God as skepper, en waarvan die hoogtepunt op die 6de dag is waar hy die mens skep, kom hoofstuk 2 en hy fokus baie meer in op die doel van hoekom het God geskep. Ja, God het alles geskep om met die kroon van sy skepping die mens uit te kom, om 'n mens te skep, 'n man en 'n vrou met wie hy in 'n innige vader-kind verhouding kon staan. Dit was die rede. Dis waarop hy gefokus het. Ja, in Genesis 2, wanneer ons hierdie gedeelte lees, kan ons in 5 gedeeltes opdeel. Ons lees van hoe God die man geskep het, ons lees van hoe God vir hom 'n tuin aangelê het, en hoe hy die man versorg het, en dan sluit God hier in die middel van die hoofstukke verbond met Abraham, waar hy 'n groot eis aan aan Adam stel. Hy sluit 'n plegtige verhouding, en net daarna dan skep hy die vrou, en dan stel hy ook die huwelik in. In die middel staan sy liefdeseis. Wat 'n volmaakte
prentjie. Die Vader voorsien en versorg liefdevol en sy kinders geniet sy liefde en hulle beantwoord sy liefde met liefde. En in die middel van alles staan die liefdevolle God en sy liefde vir sy kinders. En daarom staan daar ook in die middel van hierdie prentjie twee bome, die boom van die lewe en die boom van kennis van goed en kwaad, met die groot eis, as die mens daarvan eet, die een van kennis van goed en kwaad, sal hy beslis sterf. Hierdie eis staan ook bekend onder gelowiges as die proefgebod, die heel eerste gebod. Een van die vrae waaroor baie mense wonder is die vraag, maar hoekom het God die proefgebod enigstens ingestel? Ons weet dat Adam en Eva nie hierdie eis aan gehoorsaam was nie. En dat het tot groot ellende vir die hele mensdom gelei het, ook vir my en jou vandag. Daarom is dit belangrik om die regte antwoord op hierdie vraag te kry en wat dit vir ons vandag beteken. Ons lees in vers 9 dat die boom van die lewe was in die middel van die tuin en ook die boom van die kennis van goed en kwaad. Nou watter soort hierdie bome was, is nie belangrik nie. Het gaan hier oor sekere beginsels, 'n belangrike beginsel wat God vir ons wil leer, soos ons nou gaan sien. Ja, as die Heilige Gees fokus, as hy meer infokus op die skepping van die mens, is dit in die heel eerste plek van uiterste belang om raak te sien dat deur hierdie hele hoofstuk maak die skrywer gebruik van God se verbondsnaam Jahweh. 11 keer. 11 keer gaan ons dit kry. Hy is die onveranderlike God, wat van ewigheid af God is, en tot in ewigheid God sal wees, maar wat in 'n liefdevolle verhouding met sy kinders wil staan. 'n Verhouding waar hy Vader is, en sy kinders is. God almagtig wat alles, tot in die fynste besonderhede skep, is die liefdevolle Vader, wat in die middel van sy skepping staan, en hy het een groot smagting in sy hart, dat sy kinders hom moet lief hê. Dan lees ons, dat die Here God die mens met stof uit die aarde gevorm het, en sy neus die asem van die lewe geblaas het. Wie julle, meer aards kan ons nie wees nie. Die mens is uit die stof van die aarde gevorm. Maar, en hier kom die groot verandering, die Here blaas sy asem in die mens, om hom 'n lewende wese te maak na sy beeld. Eienskappe wat eie van God is, blaas God as lewensasem in ons wese in ons harte en in ons lewens in. En nêrens in die Bybel lees ons dat God dit ook met enige ander skepsel doen nie. Hy doen dit net met die mens. My broer, my suster, hierdie is seker een van die belangrikste waarhede waarby die skrif ons uitbring. En ons moet dit weet, ons moet dit besef, dat God in elkeen van ons die lewensasem inblaas, tree vir tree, asemteug vir asemteug, is elkeen van ons so afhanklik van God. 'n Mens kom ons hoor wanneer iemand asemhaal, wanneer jy iemand baie siek is en jy is baie bekommerd oor hom, sal jy in die nag gaan kyk, en wat doen jy eerste? Jy luister of hy asemhaal. Het julle dit al beleef? En weet julle wat sê daai asemhaling elke keer? Ek is in alles van God afhanklik. Weet julle, ons het nou die aand met die Bybelstudie het ons daar gelees van Belsasar, in hoofstuk 5, daai groot hand teen die muur, toe hy met God se instrumente fees gevier het, dronkmansparty gehou het, en dan is daar mos 'n skrif teen die muur, dan sê Daniël vir Belsasar, die groot rede, hoekom God hom sê, maar hy is te lig bevind, dan sê hy vir hom, die God in wie se hand u asem is, hom het u nie geëer nie. My broer, my suster, ek en jy
moenie dieselfde fout maak nie. Die volgende asemteug kry jy uit God se hand. Eer hom daarvoor. Lewe in ontzag voor die lewendige God, wat jou volgende asemteug nou weer vir jou gaan gee. Moenie 'n fout maak soos Belsasar nie. Met God se asem in Adam het God hom goed geskape, sodat hy ook tussen reg en verkeerd kon besluit, sodat hy ook vir God kon lief hê, sodat hy ook as rentmeester oor God se skepping kon heers. Ja, en die mens kon vir ewig leef, want dit was God se asem wat in hom was. My broer, my suster, ons het God se asem in ons om te lewe. En dan gaan God nog verder. God het 'n tuin aangeplant in Eden. As liefdevolle Vader skep God vir hom 'n volmaakte tuiste, die wonderlikste blyplek, met riviere om die tuin nat te maak, en met die beste van goud, balsamhaars en onyxgesteentes. Maar belangrik, dis nie net 'n tuiste van vir Adam nie. Die profete Jesaja en die profete Jesegiel leer ons dat dit ook die tuin van die Here was. Met ander woorde, dis daar waar God as Vader vir Adam ontmoet het, waar hulle tyd saam spandeer het en waar hulle saam gewandel het. Die tuin van Eden is God se heilige aarde waar jy hom sou kry. Waar hy saam met Adam was en waar hy saam met hom in 'n innige verhouding gelewe het. As kind in die Vader se huis kon Adam saam met God in sy tuin gelewe het. Hier sien ons waarvan Jesus praat as hy ons beloof, maar ek is na die Vader se huis toe en ek gaan hom vir julle plek voor te berei, maar ek kom terug om julle ook weer soontoe te vat. Dis waarvan Jesus praat. God skep die mens en skenk letterlik die beste en die mooiste van alles aan hom, sodat hy en sy kind in 'n innige vader-kind verhouding kan lewe. In volmaakte liefde kon saam leef vir ewig. Die groot vraag is nou, hoe sou God weet dat Adam hom ook bemin? God stel 'n eis. Die boom van die lewe was in die middel van die tuin, en ook die boom van kennis van goed en kwaad. In die middel van die tuin, in die middel van God se saamwandel en saamlewe met Adam, was daar 2 bome. Die boom van die lewe as 'n herinneringsteken. Hier dink ons aan ons sakramente, die doop en die nagmaal. Dis tekens, dis herinneringstekens om ons te herinner aan die lewe, die asem wat God aan ons gegee het. Ons kan dus sê die boom van die lewe was 'n sakrament, heel in die middel van die tuin. Die mens moes dit nooit vergeet nie. My asem kom van God af nie, my lewe kom van hom af nie. Maar in die middel van die tuin was daar ook die boom van die kennis van goed en kwaad. Ja, God kom en hy gee aan Adam koninklike eer. In die eerste plek gee God vir hom die tuin van Eden om hom te bly. Hy gee vir hom die reg om rentmeester te wees op dit wat God se skepping, wat hy geskep het, dit wat aan God behoort, gee hy aan Adam om te regeer, te heers, om name vir die diere te gee. Ja, om God se beheer namens God oor sy skepping uit te oefen. Maar in die tweede belangrike plek kom God en hy sluit met hom 'n koninklike verdrag, 'n verbond met 'n eis. Die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Jy sien, God kon vir Adam net nog soos 'n dier gemaak het, wat instinktief gedryf word om sy ding te doen. Maar God het sy eie lewensasem in Adam geblaas, om met 'n innige verhouding met hom te kan staan. God het aan Adam
alles gegee, om hom ook van harte te bemin. Ons moet onthou, eie aan God, deel van sy wese is, God is liefde. God se asem, sy lewe, sy vaderhart is vol, oorlopendste vol van volmaakte vaderliefde. En die een ding waarna liefde altyd smag, is liefde. Liefde kan nooit net van een kant afkom nie. Die een ding waarna liefde altyd hinker, is dat my liefde beantwoord moet word. Dat is niks so sleg. As ek vir iemand lief is, maar my liefde word nie beantwoord nie. En hoe sal God weet Adam bemin hom? God stel 'n eis. Want sien, God het hom nie soos 'n robot gemaak nie, ook nie soos 'n marionet nie. Ek sê altyd vir die mense, en die oumas en die oupas sal dit maklik verstaan, wil jy 'n pop of 'n teddybeer op jou skoot laat sit, of jou kleinkind van 2 jaar? Wat is die verskil? Liefde. God smag na liefde. God gee sy asem in die hart aan die mens. Daarom eis hy die hart van die mens op binne 'n verhouding van ewige liefde en trou. God weet dat dit net binne so 'n verhouding met hom is, waar die mens waarlik gelukkig kan wees. Elke liefdesverhouding stel sy eie eis. Julle van die oomblik wat 'n kerel en 'n meisie, in ons tyd het hulle dit genoem gekuis geraak het, of hulle nooi 'n kerel geword, deesdae praat hulle van jy word 'n item, né? Tot hulle verloving, of tot die dag wat hulle voor die kansel mekaar die regterhand gee, stel daardie liefdesverhouding sy eie eis, wat staan op 2 bene, liefde en trou. En as een van daardie 2, een van daardie eise nie ooreenkom nie, is daai verhouding poegaai, bestaan hy nie meer nie. Dit geld in elke liefdesverhouding. Geen liefdesverhouding kan bestaan sonder 'n liefdeseis nie. En geen liefdesverhouding bly staande as die liefdeseise nie nagekom word nie. Die hoogste waarheid in die hele Ou Testament het iemand geskryf, kan saamgevat word in daai pragtige uitroep van Genesis 4 vers 6. Luister Israel, en kom ons sê dit vir mekaar, luister ontdekkers, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. Dit is wat Jesus kom bevestig het in Matteus 22, ons het net nou daarna kom luister. Ek moet God lief hê met alles in my. As Adam God van harte bemin, hou die boom van die lewe vir hom die hoop en die verwagting van 'n ewige lewe by, en saam met God in 'n volmaakte paradys. Maar indien Adam nie die eis nakom nie, sal hy sekerlik sterf. Hierdie sterf hou dan ook 'n ewigheidsdimensie in. Dit gaan verder as net ophou asemhaal en terugkeer na die grond toe. Dit is ook 'n ewige lewe weg van God af, ewig verlore wees vir God. Dit is uiters betekenisvol en is baie belangrik, dat nadat God vir Adam in die tuin geplaas het, om dit te bewerk en te bewaar, nadat hy sy liefdeseis aan Adam gestel het, dat hy sien dat dit nie goed vir Adam is om alleen te wees nie. Die volgorde in Genesis 2 is van uiterste belang. In die volmaakte Adam, ook in hierdie volmaakte liefdesverhouding tussen God en Adam, is daar iets wat kort. Adam het 'n helper nodig. Daarom maak God die besluit. Ek sal vir hom 'n helper maak as sy gelyke. Sien julle hoe hoog lig Genesis 2 die huwelik tussen 'n man en 'n vrou? Maar dis 'n preek vir 'n ander dag. Waar Adam uit die aarde se stof deur God gevorm was. Nou, hoekom wil my rekenaar nie aan nie?
neem God 'n ribbebeen uit Adam en hy vorm vir hom 'n vrou in wie God ook sy lewensasem inblaas. Met ander woorde, ook sy is na die beeld van God geskep, met eienskappe eie aan God en ook met 'n ewigheidsdimensie. Voor God is Adam en Eva gelyk, tog verskil hulle. Adam uit die grond, Eva uit die ribbebeen. Daarom het elkeen sy eie rol wat hy en sy moet vervul. Die een kan nie die ander wees nie. Dit wat by Adam kort kom as man, vul Eva aan as vrou. Dit wat by Eva kort kom as vrou, vul God aan deur Adam as man in hierdie een wese verhouding, sodat beide in gehoorsaamheid aan God se liefdeseis kan nakom, dat hulle saam as man en vrou God kan bemin met alles in hulle. Adam as man en Eva as vrou. Die feit dat die vrou deur God uit die man se rib geskep is, dui op 'n wesenseenheid wat daar tussen die man en die vrou is. Adam sing van hierdie eenheid. Hierdie een is die keer been uit my eie gebeente, vlees uit my eie vlees. Hierdie een sal vrou genoem word, want uit die man is sy geneem. Hierdie wesenseenheid sou God verder bevestig deur die instelling van die huwelik, waarbinne die man sy ouerhuis gaan verlaat, hy gaan sy vrou aankleef en binne die veilige grense van die huwelik gaan hulle een vlees word as man en as vrou. Neem kennis dat God die huwelik instel, dat hy die seksuele skep in 'n volmaakte paradys. Dis deel daarvan. Dis deel daarvan. En daarom het hy altyd die eerste en die laaste sê oor die huwelik en die seksuele. Die eerste en die laaste sê tussen my en Mokkie, tussen man en vrou, ook in hierdie gemeente. My en jou se opinie tel nie, my broer, my suster. Al sê die hele wêreld jou voor. Wat God sê is al wat tel hierso. Ons opdrag om te werk en te vermeerder die verskillende rolle tussen man en vrou, die huwelik tussen een man en een vrou, was deel van die volmaakte paradys, waar Adam en Eva God van harte kon bemin. Ja, die liefdesverhouding waarbinne Adam en Eva God kon bemin as man en vrou. Mense vorm alles deel van die volmaakte prentjie as ons soontoe gaan. En dis miskien hoekom dit so seer is vir baie van ons om soontoe te gaan. Omdat ons eie prentjies baie keer ons eie onvolmaaktheid uitwys. Ja, want sien die tragiese van die volmaakte prentjie is, ons weet dat in Genesis 3 na die sondeval het alles verander. Ja, die mense opstand teen God het hierdie liefdesverhouding gebreek en die mens moes uit die tuin van Eden gegaan het. Die asemgewer van die mens, die heilige God, die liefdevolle Vader, moes sy kind voor sy aangesig wegstuur. 'n Stikkende Johannesburg met sy paaie vol gate, robotte wat nie werk nie, vullis wat nie weggery word nie, swak dienslewering van amptenare, spoghuise vol korrupsie en onreg, en plakkerskampe vol armoede en elende. Is dit nie maar 'n beskrywing van hoe ons harte somtyds, elke dag, lyk nie, terwyl dit nooit God se bedoeling was nie. Waarom? Hierdie Heilige Gees Genesis 2 vir ons dan laat opskryf. As ons so sukkel daarmee. Want sien in hierdie volmaakte prentjie,
leer ek myself ken. Ons leer dat ons Skepper die dag toe hy die lewensasem in ons geblaas het, 'n hinkering in ons harte ingeblaas het na volmaakte liefde. 'n volmaakte liefde wat net hy aan ons kan gee. Niks of niemand anders te nie. Die tragiese waarheid is, die vrede en die geluk wat ons so baie plekke op verkeerde plekke soek, wat ons dryf tot angs, tot benoudheid, tot seer, in ons huwelike, in ons verhoudings. Dit wat ons soek in mag en geld en al die verkeerde dinge wat hierdie wêreld vir ons gee, is eintlik 'n liefde wat net God vir ons kan gee. Hy het ons so geskep. Die beste nuus ooit is, gedryf deur sy volmaakte liefde vir ons, het hy self weer die pad oopgemaak, vir ons die weg gebaan, dat ons hom weer van harte kan bemin. Maar hiervoor moes sy seun Jesus Christus, wat in die gestalte van God was, moes hy as bruidegom sy hemelse heerlikheid verlaat. Hy moes ook sy vaderhuis verlaat. En soos wat God hierdie by monde van die profeet Hosea gesê het, toe hy vir Hosea gesê het om met 'n prostituut te gaan trou, as aktiewe gelykenis van die verhouding tussen Israel en tussen God, net soos dat hy daar vir ons leer, stuur hy sy seun na sy ontroue bruid, sy uitverkorenes oor al die eeue, na ons toe. Jy sodat ons sy volmaakte liefde weer kan sien, kan ken, soos nêrens anderste nie. En sodat ons God weer van harte kan bemin. Hiervoor het Christus mens geword, die gestalte van 'n slaaf aangeneem, en aan die kruis het hy ons sondes op hom geneem. Ja, hy was tot aan die kruis toe volmaak aan die Vader gehoorsaam. En na sy opstanding het God hom tot Here verhef, en het hy die weg vir ons gebaan terug na die Vaderhuis toe. En daarom kom die Heilige Gees. En hy kom blaas weer hierdie nuwe lewensasem in God se kinders. Deur die evangelie van Christus in ons harte te kom vas lê. En waar dit gebeur, hoe anderste dat ek begin groei in my liefde vir my Vader. Dat die Gees hierdie liefde in my laat groei nie. Deur te sien en te verstaan wat God se doel was toe hy die mens geskep het, om hom van harte te bemin. En ons deur te laat verstaan dat my sonde, my eie gebrokenheid maak dat ek my doel mis. In die kerk, in my huwelik, in al my verhoudings. Maar die oomblik as ek dit snap wat die probleem is, dryf dit my juis na die arms van Christus toe. Net deur 'n ware geloof in hom wat die Gees in my hart vestig, ken ek, beleef ek en geniet ek weer hierdie volmaakte liefde van God, soos wat Adam en Eva dit voor die sondeval beleef het. Nou nog, net ten dele, omdat my eie hart nog so stikkend is. Ja, harte wat soms lyk soos Johannesburg se strate. En dit herinner ons dat ons maar nog deel is van 'n stikkende bedeling. Maar ons gryp vas aan Christus se belofte dat hy na die Vaderhuis toe is, om daar vir ons plek voor te berei, om ons te kom haal, om ons ook na hom toe te vat, daar waar hy by die Vader is, en waar ons ook gaan wees, weer soos Adam en Eva, voor die sondeval. Wonder jy ook soms, en mense jy ook soms, dat ons net weer 'n goeie regering kan hê. Dat Johannesburg weer kan lyk soos Johannesburg van 50 jaar terug. Dat ons strate net weer netjies kan wees en alles kan werk. Dat ons land soos 'n geoliede masjien kan hardloop. Ja, sy woord en Gees vestig ons Hemelse Vader ons harte en ons gedagtes
eintlik op 'n dieper verlange. Na liefde, wat net hy in Christus kan vervul. Na die innigste verhouding wat enige mens kan geniet. Waar God, my asemgewer, my liefdevolle Vader is, en ek sy kind. Waar ek my diepste rus, my vrede en geluk, net in hom vind. Waar hy in Christus my vrede is. Waar ek kan uitsien na die dag, wat ek weer volmaak by hom gaan wees, as my Vader, hy my Vader en ek sy kind. My broer, my suster, om daai volmaakte liefde weer volmaak te ontvang en volmaak te kan beantwoord. Dit moet hemels wees. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemele, ons moet bely dat hierdie hoofstuk is soms so moeilik om te verstaan, om tot ons harte deur te dring, omdat ons so stikkend is, omdat ons so ten dele ken, omdat ons so 'n gebrek aan liefde in ons eie harte het. Here, baie van die seer wat ons beleef, baie van die trane wat ons huil, baie van die woede wat in ons opborrel, ja, baie van die angs en die benoudheid wat ons lewens klaar maak, is omdat ons liefde, wat net U kan gee, by verkeerde plekke soek. Daarom bid ons, o Here, neem ons elkeen by die hand. Lei ons deur die Gees in ons harte. Ja, kom lê die weg van liefde, die kruisevangelie in ons harte vas. Dat ons U weer kan lief hê met alles in ons. Dankie, Here, vir U woord. Dankie vir die skoonheid daarvan. Gee in ons harte 'n liefde vir die Bybel, om dit te lees, dit te oordink. Maar Here, kom U self en bekeer ons harte, waar daar bekering so dringend nodig is. Waar ons so kan vasklou aan onsself, aan ons eie ek. Terwyl ons eie lewens seer en moeilik maak. Ons sal bid, Here. Ja, kom blaas in ons ook die nuwe geboorte, die nuwe lewensasem wat net U Gees vir ons kan gee. In elkeen van ons se harte. Dankie, Here, dat ons kan vashou in die heerlike beloftes wat U in Christus aan elkeen van ons maak. Dankie vir al die seëninge. Dankie dat U self in hierdie gebroke wêreld vir ons so sorg dat ons vanmôre eerlik moet kan bely, Vader, U is ons herder en ons kom niks kort nie. U is tot in oorlopends toe goed vir ons. Daarvoor dank ons U. Mag ons lewens getuig van ons dankbaarheid teenoor U. Lei ons, Here, in hierdie dankbaarheid deur aan U gehoorsaam te wees. Ja, vestig in ons harte ook 'n liefde vir U woord, want 'n liefde vir die lewendige God sluit in 'n liefde vir sy woord en sy wet. En dat ons net vreugde daaruit put om aan U gehoorsaam te wees. Lei U ons hierin. Maak ons sulke dankbare mense. Wees by ons gemeente. Here, veral waar ons begin fokus om ons 60-jarige fees te vier. Kyk na ons harte, lei ons met 'n gesindheid om U te verheerlik met 'n groot dankbaarheid in ons harte. Mag U ook daar in die middel staan, ook in alles wat ons beplan. Mag ons U verheerlik, Vader. Wees veral by hulle wat siek en swak is in ons gemeente. Wees by elke broer en suster, veral hulle wat te swak is om eredienste by te woon.
Ja, Vader, maak gesond volgens U wil, bring vertroosting, gee hoop. Hoe alles, vul elkeen in ons gemeente, hulle wat hier is en hulle wat nie hier is nie, met die hinkering om in Christus U lief te hê. Here, ons wil bid. Ons wil bid vir 'n stuk in Johannesburg, vir 'n stuk in Rodepoort, vir 'n stuk in Suid-Afrika, vir 'n wêreld wat uitmekaar uitval, wat ons elke dag daarvan oortuig, dat ons bly in 'n sondige bedeling. Mag U koninkryk kom. En mag U wil geskied, Vader, veral onder die armes, waar daar soveel nood en elende is. Gee uitkoms volgens U wil op U tyd en op U manier. Maar die belangrikste, Vader, en dis die begeerte van ons hart, in ons eie harte, in ons lewens, in ons gedagtes, maar ook in hierdie wêreld, mag U naam geheilig word. Dit vra ons en dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen.